Môre almal weer, geliefdes, welkom in die huis van die Here. Ons is nou hier in die midde van die winter. En die winterse kombersie is nou wit hier vir ons uitgegooi. Daar's nie baie afkondigings nie. Ons herinner julle net weer aan Woensdae aan die 6 uur se biduur, daar in die klein sitkamertjie. En dan gaan ons gebede en ons harte uit na Basjan se familie toe wat in die week oorlede is. En ons dink aan tannie Jean en Jan, ons pastoor Jan wat siek is. Dit gaan nie goed met Jan nie. Hy is redelik baie siek en ons hoop hy sterk aan. Ons gebede is by hom en ons vertrou dat hy volgende week weer by ons sal wees. As hy is ons reg vir die woord is, ons almal lekker warm. Kom ons bid saam. Hemel Vader, ons dankie vir hierdie dag. Vader, ons dankie vir u liefde. Ons dankie ook dan vir ons vaders. En dat u ons hemelse Vader is. Ons dankie vir u woord, Vader. Ons dankie ook vir Jesus en vir die Heilige Gees. En dan vra ons vanoggend, Vader, dat die Heilige Gees met my sal wees as ek u woord met ons geliefdes deel, Vader. En dat u woord op hulle harte sal val. Ons bid en ons vra dit in Jesus se naam, Vader. Amen. Amen. Was hy. So nou vandag, so gepaslik, die tema, vaders. So vandag gaan ons bietjie kyk na voorbeelde van swak vaders en van goeie vaderskap. En dan gaan ons kyk aan hoe om 'n goeie vader te wees. Begin ons by swak vaderskap. En ek het vir ons voorbeelde uit die woord van God uit gaan haal, waardeur ons kan leer. En hierdie voorbeelde demonstreer dan vir ons vaders se tekortkominge in hulle vaderskap. Soos byvoorbeeld geen toepassing van dissipline nie, swak besluite, slegte rolmodelle te wees. So dan begin ons by koning Dawid. Nou Dawid, soos almal weet, was 'n man so na God se hart. Maar hy het nie so goed gevaar as dit by vaderskap kom nie. Dawid het gesukkel om vader te wees. Dawid was oortoegeeflik en ek dink hy was miskien te sag geaard. En hy het hopeloos gefaal as dit kom by die dissipline van sy 6 seuns. Dit het bygedra tot hulle problematiese gedrag en optredes, wat gestrek het van verkrachtings, moord, boeliegedrag en die mededinging om koning Dawid se troon. In 2 Samuel 13 lees ons van Amnon, wat vir Tamar onteer het, en Absalom, wat toe vir Amnon vermoor het. En in 2 Samuel 15 lees ons van Absalom, wat toe vir Amnon vermoor het. Vader, en ook in 2 Samuel 15 lees ons van Absalom, wat in opstand gekom het teen sy vader koning Dawid, sodat Dawid hulle uit Jerusalem uit moes gevlug het. Dan kyk ons na Jefta. Nou Jefta was 'n dapper soldaat, maar hy het 'n impulsiewe belofte aan die Here gemaak. Ons weet hy het aan die Here beloof dat as hy die Amoriete sou verslaan, en by sy terugkeer na sy huis toe, die een wat eerste hom gaan tegemoet kom, om hom te verwelkom, sal hy aan die Here offer. Nou, Jefta se tekortkoming aan wysheid en gebrek aan kennis van God se wet, het gelei daartoe, dat sy dogter tragies moes omkom. Dit wys vir ons hoe Jefta versuim het, om sy kind te bewaar, en te beskerm, en te lei. Kyk na Eli. Eli was 'n priester, maar ondoeltreffend en 'n swak vader.
Eli het versuim om sy seuns Hofni en Pinehas behoorlik te dissiplineer. Eli se 2 seuns was korrupte priesters en het aan immorele praktyke deelgeneem in die tempel. Eli het by herhaalde gevalle het hy probeer om hulle te korrigeer, maar sy pogings was onvoldoende sonder sukses. Dit wys maar net weer vir ons wat onvoldoende vaderleierskap kan meedring. Daai rolmodel wat nie daar is nie. Kyk ons na goeie vaderskap. Ons begin by Abraham. Soos in Romeine 4 vanaf vers 16 kan ons sê dat Abraham die vader van al die nasies was, maar ook die vader van geloof. Abraham het al God se wette en bevele gehoorsaam en dit so getrou as wat hy kon het hy dit nagekom. Abraham demonstreer vir ons 'n gewilligheid om homself op te offer uit sy geloof en sodoende stel hy 'n voorbeeld vir al die nageslagte en ook so vir ons as vaders. Kyk na Noag. Noag moes 'n baie sondige wêreld trotseer, maar sy geloof het hy in vas bly staan. Hy was God gehoorsaam en het 'n ark gebou, waardeur hy sy hele familie gered en bewaar het. Noag was 'n goeie vader, wat sy familie versorg en beskerm het. Ons kyk na Jakob. Jakob het sy seuns geseën en baie goed vir hulle voorsien. Jakob demonstreer vir ons sy toegewydheid aan sy familie en hy laat vir ons na 'n nalatenskap van geloof en goeie vaderskap. Kyk ons na ons hemelse Vader, ons geliefde God en Vader. Die Bybel beklemtoon van ons God se natuur, God se liefde vir ons en sy deernisvolheid. God voorsien vir ons sy kinders en hy verlang daarna om 'n verhouding met ons te hê. God is die mooiste voorbeeld van 'n liefdevolle omgee Vader. Want God die Vader voorsien vir ons sy kinders. Hy vergewe ons sondes. Hy lei en hy beskerm ons. Ons sien in Lukas 15 wat ons goed ken, die gelykenis van die verlore seun. Hier illustreer God vir ons sy onvoorwaardelike liefde wat hy vir ons het en vergifnis. God die Vader is vir ons as vaders die perfekte voorbeeld van hoe 'n vader moet wees en optree en om sy voorbeeld te volg. Nou, hoe om 'n goeie vader te wees? Kom ons kyk wat sê Spreuke 22 vers 6. Gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef. En hy sal ook as hy al oud is, nie daarvan afwyk nie. So ons moet ons kinders leer hoe om as 'n Christen te wandel. Ons moet hulle leer van reg en verkeerd. Ons moet hulle die pad wys. Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Ons moet hulle reg help. Waar hulle verkeerd maak, moet ons hulle die regte pad wys. Ons moet hulle wys van reg en verkeerd. Kyk na Jesus se ouers, Josef en Maria. Hulle is vir ons 'n goeie voorbeeld van ouerskap. Hulle het vir Jesus groot gemaak met liefde en hulle het vir hom leiding gegee. Josef sy vader. Josef het sy familie beskerm. Hy het hulle na Egipte weggeneem toe daar gevaar was vir hulle. En Josef het goed vir hulle gesorg, vir hulle voorsien. Josef het ook dan so vir Jesus opgelei met vaardigheid, praktiese vaardigheid, want hy was 'n skrynwerker. Josef as vader het sy kinders met liefde opgelei
en gedissiplineer volgens God se woord. Nou ons as vaders, ons moet lief wees vir ons vrouens en kinders, sodat ons hulle kan demonstreer dat ons vir hulle omgee, en sodoende kan ons 'n hegte familieband smee. Ons moet geestelike leiers wees vir ons families. Ons moet hulle lei in geloof. Ons moet hulle lei in gebed. Ons moet hulle leer hoe om die Bybel te bestudeer en dit uit te leef. Ons moet vir hulle rolmodelle wees waarna hulle kan opkyk en sien, maar ek wil ook soos my pa wees. Ons moet ons kinders leer van God se weë, om Christelik te lewe met integriteit en getrouheid. En ons moet hulle behoorlik dissiplineer, sodat ons hulle kan leiding gee en hulle kan reghelp. Ons moet ons gesin van fisiese, emosionele en geestelike behoeftes voorsien. Ons moet hulle ondersteun en beskerm. Ons moet ons kinders aanmoedig vir hulle pogings wat hulle aanwend. En ons moet saam met hulle vier as hulle sukses behaal het. En ons moet hulle ondersteun as daar beproewing op hulle pad en uitdagings sou kom. Belangrik, ons moet ook luister na ons kinders. Ons moet met hulle openlik praat en eerlik wees en hulle perspektiewe ook verstaan en respekteer. Dan ons moet nederig wees, ons moet erken as ons gefouteer het en ons moet ook vir hulle vergewe as hulle fouteer het, net soos wat God vir ons vergewe. Nou 'n goeie vader vertrou in God se leiding en maak staat op God se genade om sy rol as vader effektief te kan vervul. Ek gaan vandag tot so ver gaan, maar ek wil afsluit. Ek doen 'n beroep op al ons vaders om goeie vaders te wees. Nou, 'n goeie vader is lief vir sy familie en spandeer kwaliteit tyd met hulle. 'n Goeie vader voorsien vir sy gesin. Hy beskerm sy gesin. Hy dissiplineer sy kinders. Hy bid saam met sy gesin. Hy leer sy kinders van reg en verkeerd. En 'n goeie vader lei sy kinders na geloof in Jesus Christus. God is ons perfekte Vader en hy sal altyd daar vir ons wees. Ons aardse vaders mag nou en dan ons in die steek laat, maar ons God se Vader sal ons nooit teleurstel nie. God die Vader se liefde sal vir ewig vir ons daar wees. Amen. Kom ons sluit af. Hemelvader, ons dankie vir u woord. Ons dankie vir u liefde, Vader. En ons vra in hierdie oggend dat u met ieder en elke vader sal wees, dat hy hulle by die hand sal vat en vir hulle sal lei. Dat hulle goeie vaders sal wees vir hulle gesinne en vir hulle kinders sal reg en verkeerd sal wys. Ons vra dan in hierdie week wat voor lê ook, Vader, dat die Heilige Gees vir ons sal lei en dat alles wat ons sal doen hierdie week, ons sal doen tot eer en verheerliking van u heilige naam. En dat in ons in u woord sal wees en sal mediteer. Ons bid en vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Tannie Jean.